Mense, vandag is Shabbat, so van my kant Frik Weideman, Shabbat Shalom en baie welkom by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Dis altyd vir ons hier by Menorah 'n groot voorreg om saam met jou die woord op te maak, om daaruit te lees en ook te leer. En die oomblik wanneer ons leer uit die woord uit, dan begin ons te besef, wat is Vader se wil in my lewe en jou lewe? Hoeveel keer het jy nie al gebid om te sê, Abba, wat is u wil vir my lewe? Hoe moet ek optree? Want ek wil niks doen wat nie in u wil is nie. Hoeveel keer het jy al hierdie gebed gebid? So dis my belangrik dat wanneer ons die woord lees en daaruit leer, dat ek en jy sal begin snap, maar wie is hy? Wat verwag hy van ons? Hoe wil hy met ons optree? Hoe moet ons besluit? Hoe moet ons praat? Hoe moet ons funksioneer? Ek dink is belangrik, want ons leef in die laaste dae en die opdrag is baie duidelik. Julle moet vir my 'n lig van hierdie wêreld wees en julle moet sout van die aarde wees. Mense, ons kan nie lig van hierdie wêreld wees of sout van die aarde as ons nie eens weet met wie ons te maak nie. As ons nie eens weet wat hy van ons verwag nie of wie hy is nie. En dis my vanoggend so belangrik om te benadruk op jou lewe, dat ons moet weet met wie het ons te maak. Ons het te maak met hom, die skepper God van hemel en aarde, die verbondsgod. Ons staan in 'n verbond met hom. Dit beteken in daai verbond is daar sekere termes en voorwaardes. Ons moet dit ken. Ons moet weet wat is vir hom aanvaarbaar, wat is vir hom verwerplik. Ons moet dit weet. Want dit help nie ons gaan aan met ons lewens en ons weet dit nie eers nie. Mense, ek wil weer vanoggend vir jou sê, op hierdie pragtige 7de dag, op hierdie apart gestelde dag, wil ek weer vandag vir jou sê, ons leef in die laaste dae. En wanneer ons die woord bestudeer, is my gebed, dat die Ruach, sy Heilige Gees, die woord aan ons sal openbaar, in ons tabernakel, want ons huisves, die Heilige Gees. En ons moet weet met wie ons te maak. Die oomblik as jy weet, wie is hy? Ons staan daar 3 belangrike dinge. Nommer 1, identiteit. Nommer 2, posisie. En nommer 3, autoriteit. En daai 3 eienskappe, dis ons tema met Sukkot 2026. Daai 3 eienskappe is koninkryksorde. Waar hy regeer, is daar orde. Nou kom die vraag vanoggend op hierdie pragtige Shabbat. Is daar orde in jou huis? Is daar orde in jou finansies? Is daar orde in jou liggaam in terme van dit wat jy eet, waarna jy kyk, waarna jy luister? Is daar orde in jou huwelik? Is daar orde in jou gesinslewe? Is daar orde by jou besigheid? Want waar hy regeer, heers orde. En ek dink nog vandag daaraan, baie maatskappye met wie ek praat in die week sê vir my, dat Yeshua is hulle CEO van die maatskappy. Dan sê ek, nee, hy wil nie die CEO van jou maatskappy wees nie. Hy wil hê dat jy moet in jou posisie inkom, sodat jy die maatskappy wat hy vir jou gegee het kan bestuur, sodat sy naam en sy koninkryk daardeur verheerlik kan word. Dis koninkryksorde. Ons kan nie ons verantwoordelikheid weggee vir hom nie. Het is my belangrik dat jy moet vandag besef, ons leef in die laaste dae. Ons leef op geleende tyd. Mense, die uurglas is besig om leeg te loop. En my doelwit, my uitgangspunt, my fokuspunt nou in my seisoen, is die gees van onderskeiding. Ek moet kan onderskei. Wat is waarheid? Wat is misleiding? Wat is verleiding? Ek moet kan onderskei, wat is halwe waarheid? As ons dit nie kan onderskei nie, dan ken ons nie ons woord nie. Kan ek nie lig wees nie, kan ek nie sout wees nie, kan ek nie sy karakter verteenwoordig op hierdie aarde nie. Het is my belangrik op hierdie Shabbat, dat ek en jy voor ons vandag begin met hierdie woord, dit sal snap. En dan moet jy verder onthou, ons is die tabernakel, ons huisves, die Heilige Gees, en die primêre doel van die Heilige Gees, is om my en jou te herinner, wat is die wee van ja, want ons staan in 'n verbond met hom. Kan jy sien hoe wissel werk die hele woord met mekaar? So mense, op hierdie Shabbatoggend is dit vir my belangrik dat jy moet begin weet en begin besef. Ons leef in die laaste dae en ons het nou die gees van onderskeiding nodig. En dat ons nie mislei sal word nie. So nou wil ek jou vra op hierdie noot, gaan toets my. Gaan toets my nommer 1 aan die hand van Deuteronomium 13.
Gaan toets my aan die hand van die Torah. Gaan kyk of Frik dalk nonsens praat en of hy die waarheid praat. Gaan kyk, asseblief, ek daag jou uit. Want ek moet vir jou sê, daar word groepe gestig wat my bespreek op groepe en ek is okay daarmee. Ek is heel okay daarmee. Daai mense kom luister en dan besef hulle, hoor hierso, daai mense dit en dit van jou gesê maar dis nie wat jy gesê het nie, maar hulle misplaas of hulle misverstaan of hulle verdraai jou woord. So verlede week, toe kry ek 'n navraag van iemand wat vir my vra, so Frik, waarom doen julle nou die Torah? Waarom is julle besig om elke week 'n Torah gedeelte te doen? Wat beteken dit? Hoekom doen julle dit? En ek het daai vraag nie beantwoord nie. Ek is jammer daaroor. En in die week wat nou verby was, toe kry ek 'n soortgelyke vraag op 'n ander manier gevra. En toe besef ek, maar weet jy, kom ek hanteer dit. Kom ek hanteer dit vandag met hierdie Torah gedeelte. Kitafu, dis natuurlik Torah gedeelte nommer 50, wat beteken wanneer julle inkom. Wanneer julle inkom. So waarom doen ons die Torah? Nommer 1. En nou moet jy asseblief dit neerskryf, dokumenteer dit, maak 'n bumpersticker, Frik sê so. Maak 'n bumpersticker. Ons bestudeer nie die Torah om deur werke gered te word nie. Glad nie. Ons bestudeer die Torah, nommer 1, want ons wil die wil van die verbondsgod, wil ons ontdek. Ons wil daarin wandel. Ons bestudeer die Torah, want ons wil sy hart verstaan. Ons wil sy karakter ontdek, sodat sy karakter kan resoneer met die woord in ons, sodat wanneer ons op hierdie aarde wandel, dat ons 'n verteenwoordiger van hom sal wees. Dis hoekom ons die Torah bestudeer. Dit leer my as 'n verloste. Nou ek is verlos, nie omdat ek deur werke of ek is gehoorsaam aan die gebooie of die instruksies of die verordeninge of die insettinge of die feeste. Ons het nou op die plaas Sukkot 2026. Ons kry nie die ewige lewe daardeur nie. Ek is 'n verloste. Ek is verlos deur genade. Ek is verlos deur die bloed van die lam, die volmaakte, die perfekte, die enigste offer. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is 'n verloste. En omdat ek 'n verloste is, wil ek weet, hoe moet ek leef? Hoe moet ek leef? Abba, wat verwag u van my? Abba, hoe moet ek leef om u te behaag? Ek kan nie maak en doen wat ek wil nie, want ek het ingekom in sy koninkryk, Kitafu, ek het ingekom, en toe ek inkom in sy koninkryk, vanweë genade, vanweë die bloed van die lam, is daar ander reëls wat nou geld. In die woestyn was daar 'n stel reëls gewees. Toe ek uitgelei was, nou het ek ingekom, nou dat ek ingekom het in sy koninkryk, nou dat ek hom verstaan, nou dat ek weet wie hy is en wat hy van my verwag, nou wil ek wandel met 'n nuwe stel huisreëls wat vir hom belangrik is in terme van sy huis. Psalm 119 vers 105 sê die volgende: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So, wat beteken die Torah in wese? Mense, nommer 1, dit beteken instruksie, onderrig en rigting. So die Torah gee vir my instruksie. Hierdie instruksie kom nie uit 'n mens nie. Hierdie instruksie kom uit die hemel uit. Dit is wat die verbondsgod wil hê, hoe ek en jy moet lewe. Dis sy huisreëls. Hoor mooi, ons het ingekom, Kitafu, en omdat ons ingekom het, is daar nuwe reëls. Daai reëls is die Torah. Dit gee my die instruksie. Dit onderrig my. Dit leer my wat is belangrik vir Vader, nie vir my nie. Al veroorsaak dit by my ongemak. Ek bly gehoorsaam, dit is 'n instruksie uit die hemel uit na my toe deur sy woord. En nommer 3, dit gee my rigting. Want sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit wys my, die Torah wys my nie net wat is verkeerd nie. Dit is belangrik om gekorrigeer te word.
Maar die Torah wys nie net vir my heeltyd my foute uit en wat ek verkeerd doen nie. Dit openbaar ook vir my, wie is hy? Dit openbaar vir my, wat is vir Vader aanvaarbaar in my daaglikse lewe. En dis hoekom die Torah vir ons belangrik is. Ek bedoel, Paulus kom en hy sê dit in 2 Timoteus, hoofstuk 3, vers 16 tot 17. Nou moet jy by my bly. Hy sê die hele skrif. Nou die oomblik wanneer die woord praat van die hele skrif, wanneer Paulus daaroor praat in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en selfs in die boek van Handelinge, en Paulus praat daaroor, en Petrus praat daaroor, Jakobus praat daaroor, en so praat die geliefde apostel, tot in die boek Openbaring. Elke keer wanneer jy die woord lees, skrif, dan is dit 'n terugverwysing na die Torah. Nou sê Paulus, in 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17, maar nou moet jy ander ding onthou, hulle het net die Torah gehad. Hulle het nie die evangelies gehad op daai stadium nie. Jy moet dit onthou. Hulle het nie die boek van Hebreërs gehad nie. Hulle het nie Johannes gehad nie. Hulle het nie Romeine gehad nie. Hulle het nie Tessalonisense gehad nie. Hulle het nie vir Petrus gehad nie. Hulle het net die Torah gehad. Nou sê Paulus, en Paulus terloops is nie 'n slang nie, dat die hele skrif is nuttig vir lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? So onderwysing in geregtigheid beteken gehoorsaam aan sy verordeninge, gehoorsaam aan sy gebooie, aan sy stem, aan sy feeste, gehoorsaam. Dis onderwysing in geregtigheid. Dis belangrik, want in die laaste dae verwys die boek Matteus 24, wat gebeur wanneer onderwysing in geregtigheid skade ly. Met ander woorde, wanneer ongeregtigheid vermeerder, ongeregtigheid is basies maar eintlik wetteloosheid. Wanneer dit vermeerder, sal die liefde verkoel. So wat doen die Torah? Die Torah is nuttig vir lering, weerlegging, teregwysing, en dit is onderwysing in geregtigheid, sodat, hier is die resultaat, sodat die mens van Elohim volkome toegerus kan word. Halleluja, om wat te maak? Om 'n verteenwoordiger te kan wees op hierdie aarde, om hemel te verteenwoordig. Gaan toets my hierin. En dis die resultaat van die Torah. En die Torah gee vir my kennis, dit gee vir my begrip. Wat doen begrip? Begrip lei tot gehoorsaamheid. Wat doen gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid vorm 'n lewe wat die verbondsgod, die ek is, weerspieël op hierdie aarde. Dis die resultaat van die Torah. So wat is die resultaat van die Torah? Dit gee vir my kennis en begrip aangaande die woord, aangaande geregtigheid. En wanneer ek geregtigheid snap, wil ek daarin wandel, omdat ek verlos is deur die bloed van die lam, en dit lei tot 'n lewe van gehoorsaamheid. En wanneer ek gehoorsaam is, dan weerspieël ek die lewe van die verbondsgod. Mense, dis eenvoudig, dis hoekom ons die Torah doen. So ons leer en ons lees nie net die Torah nie. Ons doen dit want ons bestudeer wat hy eintlik van ons verwag. Dit beteken, ek wil anders leef as wat die wêreld leef. Want my ID-boekie is nie op hierdie aarde nie. My werkspermit is hierso. Maar my ID-boekie, my burgerskap, my residency is in die hemel. Soos ek in die hemel burgerskap het, vir wie moet ek verteenwoordig? Aarde of hemel? Ek wil die hemel verteenwoordig, maar ek wil op hierdie aarde wandel om hemel te reflekteer op hierdie aarde. Dit is koninkryksorde. Dit gee vir jou identiteit, dit gee vir jou posisie en dit gee vir jou autoriteit. So mense, wat ek nou met jou gedeel het, die redes waarom ons die Torah volg en hoekom dit vir ons belangrik is, want dit gee vir ons die fondasie oor wie is ons hemelse Vader. En dit pas pragtig in vandag by Kitafu, ons Torah gedeelte nommer 50, wanneer jy inkom. Want die verbondsgod wil nie net hê dat ons met die woord vandag vat en ons lees daardeur en ons quoteer die skriffies en dis baie mooi en ons praat oor die skriffies. Hy wil hê ons moet hierin wandel. Jy moet dit nie net hoor nie, jy moet dit doen. Jy moet in praktyk kom, jy moet in aksie kom. Daar moet nie net geloof wees, daar moet geloof in aksie wees.
En hy wil hê dat ons met hierin wandel, wanneer ons uitbeweeg uit Egipte, wanneer ons deur die woestyn, deur die vormingsfase, deur die karakterfase beweeg om in die beloofde land in te gaan, en wanneer ons inkom, dat ons dit sal doen wat vir hom welbehaaglik sal wees. So die Torah is nie net inligting vir my verstand, om te sê, ag weet jy, dis 'n klomp reëls, en dis 'n klomp moets, en dis 'n klomp moenies nie. Nee, dis eintlik 'n instruksie, hoor nou baie mooi, vir 'n lewe, onder die regering van die verbondsgod, ja, die heilige van Israel. Dis eintlik die hoofrede hoekom ons die Torah volg. So mense vir my belangrik is, Abba, ek wil nie net die Torah lees nie. Ek wil nie net weet wat U vir my sê nie. Ek wil weet, watter areas in my lewe skiet ek tekort. Abba, in watter gedeelte van my lewe moet daar 'n verandering plaasvind, sodat wanneer U woord my korrigeer in U Torah, dat ek gehoorsaamheid sal kies bokant gemak. En dit bring my by vandag se Torah gedeelte, nommer 50, Kitafu, wanneer jy inkom. Nou stop gedaar vir 'n oomblik. Kyk gou vir my. Sit die pen neer, kyk gou vir my asseblief. Die toets begin wanneer jou gebed beantwoord word. Die toets begin wanneer jy sien dat Vader kom deur vir jou. Die toets begin wanneer jy die beloofde land binnegaan. En die skrifgedeeltes wat ek vandag met jou wil behandel, is Deuteronomium hoofstuk 26, vanaf vers 1 tot en met hoofstuk 29 tot en met vers 9. Die groot profeet Jesaja 60 vers 1 tot 22, Matteus hoofstuk 4 vers 13 tot 24, en dan die boek van Lukas hoofstuk 12 vers 2 tot en met 3. Ons gaan hierdie gedeeltes vandag behandel in hierdie Torah gedeelte. Mense onthou julle verlede week het ons gepraat oor wanneer ons uittrek, kitetsai, wanneer ons uittrek teen oorlog, of ons met grondgebied inneem wat van ons gesteel was. Onthou julle dit? En dan is daar spesifieke riglyne van hoe ons moet optree wanneer ons uittrek. Nou vandag, kitafu, is wanneer ons inkom. So hoe moet ons dan funksioneer? So verlede week het ons mekaar gesê, oorwinning kan net plaasvind wanneer daar 'n oorlog was, of wanneer daar stryd is. En dan die grootste stryd, mense as jy nou mooi daaraan dink, is eintlik ons emosies, ons eie wil, ons eie gedagtelyne. Jou brein vergroot mos altyd oor wat die werklike situasie mag wees. En dan trek ons uit, verlede week, ons trek uit teen dit, wat ons weerhou het van ons beloofde land. Met ander woorde, geestelike oorlogvoering gaan oor grondgebied. Ek neem grondgebied in, vergroot my grondgebied, seën my. En daai oorlogvoering, is daar spesifieke reëls wat ek en jy moet nakom. Maar vandag, riglyne oor wanneer ons inkom. So wanneer jy die beloofde land inkom, jy die oorwinning behaal, nie deur jouself nie, want as jy dit self gedoen het, maak jy nie meer staat op hom nie, want hy wat in ons is groter en sterker as hy wat in die wêreld is, want as ek op myself gaan staat maak, gaan trots en hoogmoed en die eie ek seevier, dan sit ek op my troon en nie, die verbondsgod nie. Nou kom ek in. En wanneer ek inkom, beteken dit by implikasie, hy het my gebed geantwoord. So wat doen ek nou, wanneer ek ingekom het? Want baie van ons, en jy wat ingeskakel is vandag, het baie lank gebid om te sê, Abba, help my. Abba, herstel my huwelik. Abba, herstel my finansies. Abba, hier is my besigheid is besig om bankrot te speel. Help my asseblief. 6 maande later, maak jy soveel geld, nou het jy ingekom, hoe hanteer jy dit nou? Herstel my finansies. Bring my asseblief uit hierdie moeilike situasie, kitetsai, bring my uit hierdie moeilike situasie, bring my in, en wanneer hy my inbring, in 'n beter seisoen, in beter omstandighede, gaan ek dan van hom vergeet? Of gaan ek onthou wat hy vir my gesê het? En nou is daar riglyne wanneer dit beter gaan. My huwelik is op 'n beter plek, my finansies, my liggaam kom herstel.
U gee my geleenthede, U maak vir my deure oop, my lewe het in totaliteit verander, so het ek nog steeds dieselfde passie wat ek gehad het toe ek moes uitgekom het, nou dat ek in is, nou dat U my gebed beantwoord, nou dat U vir my deurgekom het, nou dat die uitgestrekte arm van die lewende God op my lewe was, wat doen ek nou? Hoe reageer ek nou? O nee, kyk wat het ek bereik. Nee, jy het niks bereik nie. Dit was sy genade. Hy het jou die vermoë gegee, hy het jou die geleenthede gegee om dit te bereik, wat jy nie sou bereik het nie. Wat doen jy nou? In Kitafu leer ons, dis die antwoord op jou gebed. Maar nou kom die toets van jou hart. So nommer 1, moenie vergeet wie het jou ingebring nie. Moenie vergeet wie het jou gebed beantwoord nie. Moenie vergeet wie die geleenthede vir jou gegee het nie. Moenie vergeet dat dit hy is wat jou in staat stel om rykdom te verwerf nie. Moenie vergeet nie. En in Deuteronomium hoofstuk 26 begin so: wanneer jy in die land kom wat Jah jou Elohim vir jou as 'n erfdeel gegee het, dis 'n gawe van hom. Israel, julle dit nie bekom nie. Israel, ek het julle vyande voor julle uitgejaag. Israel, ek het julle uitgebring, nou bring ek julle in. Ek het julle gedra op arensvlerke in die wildernis, toe dit moeilik was, en jy teruggekyk, het jy een ry voetspore gesien, want hy het ons gedra. Ons het nie gedink hy's daar nie, maar hy het ons gedra. Hy het ons beskerm, en nou bring hy ons in. En nou kom die toets, van waar is jou hart? Waar is jou fokus? Wie is nou vir jou belangrik? Want toe jy hom nodig gehad het, het hy jou uitgebring. Kitetsai. Nou dat hy jou inbring, Kitafu, hoe functioneer jy nou? Dis die toets. Hier is die probleem. Die meeste mense dop hierdie toets. Hoeveel keer kan jy onthou, het mense al gebid vir reën? Abba, stuur vir ons reën. Abba, hier is droogte. Abba, help ons. Ons diere vrek. Die stof staan, die wind waai, alles droog. Alles is droog, alles is verpletter. Ons roep 'n vasdag uit. Ons roep 'n reëndag, aanbiddingsdag uit. Vader, help ons, rig ons, lei ons. 2 dae later stuur hy reën. Hy stuur die reën. Wie sê dankie? Nou is elkeen by hulle eie huise. Nou reën dit. Vader, baie dankie. Baie dankie. Ons waardeer U. Ons waardeer U. Waar's die samekoms dan weer 'n keer? Waar's die vas en gebed weer 'n keer? Nou het ons ingekom. Nou het hy kom reën. Nou het hy ons gehelp. Hy was ons genade gewees. So hoe lyk ons harte nou? Daarom moes hulle, sodra hulle in die land beginne inkom, en die land begin hulle vrug gee, belangrik, moes hulle die eersteling neem, en dit voor Jah, die verbondsgod, gebring het. Daai eersteling, met ander woorde, daai 10de, ek onthou wie my hierheen gebring het. Ek onthou waar ek was. Ek onthou dat in alles wat ek het, behoort aan hom. Ek onthou, hy het my die geleenthede gegee. Ek onthou, hy het my liggaam gesond gehou, sodat ek my werk kon doen en brood op die tafel sit. En nou vandag gaan dit goed met ons in elke area. En my fokus is nou nie meer op hom nie, maar my fokus is op dit, wat hy kom herstel het. Nou is ek so besig met dit, ek vergeet van hom. En die woord is baie duidelik om te sê, jy bring jou eersteling voor Jah. Met ander woorde, hierdie gedeelte is gefokus, wat behoort aan hom? En dis die toets van die hart. En vandag, in 2026, is dit nog steeds een van die grootste geestelike geloofstoetse. Wanneer jy niks het nie, hoor my baie mooi, wanneer jy niks het nie, is dit baie maklik om te sê, Abba, ek het U nodig. Ek het U werklik nodig. Sonder U gaan ek nie maak nie. En wanneer hy vir jou deurkom, en wanneer goed begin gebeur, en deure gaan oop, en jou besigheid groei, en die finansiële druk neem af, en jy kry die pos waarvoor jy gebid het, en jou bediening gaan goed, en mense begin jou te erken, en die oes kom in, en dit gaan goed met jou. Is jy nog steeds bereid om te sê, Abba, ek behoort aan U? En daar is mense wat dit gaan sê. So waar is die eersteling nou? Na wie toe bring jy dit nou? Of hou jy dit vir jouself? En mense, so word ons harte getoets met die eersteling, wat aan hom behoort. 90% behoort aan my, en ek wil nie oor geld praat nie, en ek wil nie oor tiendes praat nie, maar dis deel van hierdie porsie, dis deel van hierdie gedeelte. Wat doen ek nou
nou dat hy my ingebring het in die beloofde land. Die gevaar is nie Egipte nie. Die grootste gevaar is die beloofde land. Wanneer hy nie meer vir ons manna stuur nie, wanneer die land begin na die opbrengs gee, wanneer ons sien, ons kan dit self doen, ons kan dit vermag, dis presies wat Nebukadneser gedoen het. Nebukadneser het sy hande gevou en gesê, wow, kyk wat het ek vermag, man, ek is 'n magtige man. Net daarna word sy gedagtes verander, en hy word soos 'n bees, en hy vreet gras vir 7 jaar. Pas op vir die Nebukadneser syndroom. Want jy sien, in Egipte het ons geroep na hom. In my moeilike jare, in my swaarkere jare, in my bondage jare, in my jare wat ek niks gehad het, het ek uitgeroep elke dag van my lewe. Ek het die woord gelees, ek het die woord geblaai, ek het gebid, ek het gevas, ek het gehuil. Ek het 3 keer 'n week gevas, of 3 keer 'n maand gevas, ek het 21 dae gevas. Nou dat ek het, nou dat die voorspoed hier is, nou dat ek ingekom het, nou vergeet ek van hom. Kan jy sien as ek vanoggend die stelling maak om te sê dat die beloofde land is eintlik ons grootste gevaar, wanneer alles herstel word. So wat sê die eersteling in die boek van Deuteronomium 26? Wat sê die eersteling nou eintlik? Dit sê die volgende, dit sê ja, selfs nou dat ek het, bly u eerste. Dis wat my 10de beteken. Dis wat my eersteling beteken. So baie gesaam met my asseblief na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 26, vers 11. Hierdie is belangrik. En jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat Jothai, Wafai, die Almagtige jou Elohim, jou en jou huis gegee het. Jy en die Leviet en die vreemdeling wat by jou is. Ek wil die klem plaas op die vrolikheid. Nie wat is ons probleem? Ons raak gewoond in dit wat ons het. Nou soos jy met tevrede daarmee nie. En nou is my bek dik. Nou wil ek dit hê, want hulle doen dit, en hulle het dit, en hulle kry dit, en hulle het dit gekoop, en hulle ry dit, en hulle bly daar, en nou is my bek dik, want hoekom het ek dit nie? Dis ons probleem. Die grootste gevaar is nie Egipte nie. Die grootste gevaar is nie die wildernis van 40 jaar nie. Dis nie die grootste gevaar nie. Die grootste gevaar is die beloofde land. Wanneer ek alles het, en ek raak nie meer vergenoegd met dit wat ek het nie. En hier sê die woord, hy sê, en julle moet vrolik wees vir die goeie dinge wat Vader vir jou gegee het. Hoeveel keer het jy al opgestaan in die môre om te sê, Abba, dankie. Dankie vir my woord. Abba, dankie vir my oë. Dankie vir my ore, dankie vir my hande. Dankie vir die bewegende gedeeltes van my liggaam. Abba, dankie. Dankie, al is my rekenaar 6 jaar oud. Abba, dankie. Hy doen nog sy werk. Dankie. Belangrike woorde wat jy nooit moet vergeet nie, is nommer 1. Abba, ek is vergenoegd. Ek is vreugdevol teenoor U. Ek is vrolik in U teenwoordigheid. Abba, ek is dankbaar vir dit wat jy in my lewe kom doen. Met ander woorde, wanneer jy dit doen, dan eerbiedig jy hom. Want jy bring woorde aan hom. Woorde is belangrik, want deur woorde is hierdie wêreld geskep. Woorde is belangrik. Abba, ek is dankbaar. Ek is afhanklik van U. U bly die bron van my lewe. Abba, U het my ingebring. U het my gebed beantwoord. U het vir my geleenthede kom gee. Abba, ek kan dinge doen wat ek in die verlede nie kon gedoen het nie. U het my grondgebied vergroot. U het my vyand verjaag. U het my guns gegee. Ek wandel in goedheid. Ek wandel in guns. Ek wandel in geluk en in vrede. My liggaam is gesond. Dankie dat die kanker weg is. Dankie dat ek weet U het my kom herstel. Hoe praat ek dan? Hoe leef ek dan? Vers 13 van Deuteronomium 26. En jy moet voor die aangesig van Jothai, Wafai, die Almagtige, jou Elohim, sê, ek het die heilige goed uit die huis weggebring, en dit ook aan die Leviet en die vreemdeling, die wees en die weduwee gegee, geheel en al, volgens U gebod, volgens wat U my beveel het, ek het geen een van U gebooie oortree en vergeet nie. Dis 'n man, dis 'n vrou wat nie vergeet nie. Dis die reëls van die huis wanneer jy inkom. Moenie vergeet van jou geskiedenis nie. Moenie vergeet van waaraf jy kom nie. So wat beteken dit eintlik wanneer ek my eersteling bring in terme van hierdie Torah gedeelte nommer 50? Wat beteken dit eintlik? Dit beteken die volgende: dat ek nie my geskiedenis sal vergeet nie.
dat wanneer ek my eersteling bring, dat dit my sal herinner waar ek was, en wat 'n vodde bestaan ek geleef het. Ek sal onthou dat my voorvaders was vreemdelinge gewees, slawe in Egipte. Ek sal onthou wat Egipte aan ons gedoen het. Ek onthou nou wat Egipte nou in my gedoen het, in terme van my emosies, my afhanklikheid, wat drank en sigarette en dwelms en pornografie, en wat het dit en dat en dobbel en alle goed in my lewe kom doen het. Dis ook Egipte, wat Egipte in my gedoen het. Ek onthou, hoe het ek na U geroep. So elke keer wanneer ek my eersteling bring, dan sê ek, Abba, waar ek was, en waar ek nou is, dankie. My hart is dankbaar teenoor U. Want almal van ons kom uit Egipte uit. Ek kom uit Egipte uit, jy kom uit Egipte uit. Ek weet nie hoe lyk jou Egipte nie, maar my Egipte het so gelyk. Ek eer Abba, ek het nooit betrokke geraak met dwelms en drank en sigarette en hoerery en daai tipe van dinge nie, maar ek het my Egipte gehaat. Jy het joune. En ja, het my gebed verhoor en het jou gebed verhoor. Jou situasie was anderster as myne. Ja, het gesien. Hy sê vir Moses, ek het gesien waardeur my volk gaan. Hy het jou gesien. Hy het gesien, hoe sukkel jy? Hy het gesien, wat hou jou daar? Hy het gesien die dinge wat jou beperkend en verhinderend hou. En hy het afgestap uit die hemel uit en hy het gesê, Moses, gaan haal my kind. My kind is in die greep van Farao. Moses, gaan haal my volk. My volk is onder slawerny, pornografie, dwelms, dobbel. Hierdie dinge wat die wêreld mee besig is, hou my volk in bondage. Hy het gehoor, hy het gesien, hy het uitgebring. En nou bring hy ons in. En wanneer hy ons inbring, en ek bring dit wat ek aan hom teruggee, wat aan hom behoort, herinner dit my waar ek was, en hoe ek was. En ek is dankbaar vandag, dat hy vir my die geleentheid kon gee, om my lewe te verander. En nou bring hy die riglyne in, wanneer ons ingekom het. En hy sê, nommer 1, moenie vergeet nie, onthou julle eersteling, alles behoort aan my, julle kan 90% hou, maar daai behoort aan my. En wanneer jou seën, moet jy nooit so gewoond raak aan jou huidige posisie, dat jy vergeet, waar vandaan hy jou gebring het nie. Miskien sit iemand vandag voor hierdie televisieskerm, of dalk miskien op jou telefoon, miskien praat ek vandag met jou. Jy dalk miskien jare gelede gebid om te sê, Abba, gee net vir my asseblief 'n mooi huis. Nou is jy in jou mooi huis. Jy bestuur dalk die voertuig wat jy jare terug nie eens kon betaal het nie. Jy bestuur dalk miskien vandag daai voertuig. Jy bly miskien vandag op 'n plek waar jy gedroom het wat jy nooit kon bekostig het nie, en nou is jy daar. Jy's in 'n pragtige huwelik wat 'n paar jaar gelede in 'n krisis was. Jy's dalk miskien vandag op 'n plek in jou besigheid waar jy absoluut voorsien is in elke area van jou lewe. Abba het jou geseën, hy het jou gefast forward. Nou is jy hier. En al wat hy vandag kom sê is, met hierdie riglyne, moenie van my vergeet nie. Moenie jou fokus verander nie. Kom weer terug na my toe in jou goeie dae, ook in jou slegte dae. Ek herinner jou, wanneer jy jou eersteling bring, wees nederig en afhanklik, want ek is jou bron, nie jy nie. Ek bepaal jou rigting. Ek bepaal jou lewe. Ja, ek weet jy bid, maar soos wat jy bid, so bepaal en rig ek jou lewe. Nou het ek jou uitgebring, ek het jou grondgebied vergroot, nou het ek jou ingebring. Nou wil ek vir jou vra, moenie vergeet nie. Mense, ek het net vir jou gesê dat die grootste gevaar is nie Egipte nie, of selfs die woestyn nie, of die situasie waarin jy vasgevang is nie, want jy roep uit, en jy lees jou woord, en jy bid, en jy huil, en jy klop, en jy vra, en jy soek. Dis nie jou grootste vyand nie. Die grootste vyand is wanneer ons, of die grootste toets althans, ekskuus, nie vyand nie, die grootste toets is wanneer ons in ons beloofde land inkom. En Kitafu sê, jy werk, jy plant, jy bou, jy neem jou verantwoordelikheid, maar hy het ingebring. Moenie vergeet nie, want die oomblik as jy sê, jy het dit self, dan kom jy op die troon, en jy haal hom van die troon af. So moenie Elohim se genade guns op jou lewe goedkoop maak, om nou te volhard in ongeregtigheid en in sonde nie. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid.
Jy sien, daar is geen grense en reëls vir die persoon wat werklik vry is nie. Ek maak nou melding in hierdie Torah gedeelte 50, Kitafu, dat wanneer ons inkom is daar spesifieke reëls. Ek maak melding van reëls, maar eintlik as jy mooi daaraan dink, wanneer ons werklik weet wie is hy, en ek verstaan my posisie, dan is dit nie eintlik reëls nie. Dis nie eintlik grense nie. Ek leef eintlik vry. Dis hoekom Paulus hy sê, eintlik is die wet, eintlik is die Torah vry. Dis lig, dis nie swaar nie. Baie mense dink dis swaar op hulle skouers. Dit is nie. Mense, elkeen van ons was op 'n stadium in Egipte, of in Babylon, of selfs in Moab, almal van ons. En ons het gebid, en ons het gehuil. Hy het ons uitgebring, en hy het ons ingebring. En baie van julle is dalk nog steeds in Egipte. So hou vas met 'n gees van volharding, met 'n gees van vasberadenheid. Abba gaan ons deurbring. Die woord sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek is met jou. Maar wanneer jy my woord bewaar tot die einde toe, Openbaring hoofstuk 3, sal ek jou bewaar. Ek gaan jou bewaar oor die beproewing wat oor die hele wêreld sal kom. En elke bewoner op hierdie aarde gaan onder 'n toets geplaas word, gaan onder beproewing kom, maar ek sal jou beskerm. Ek sal jou beskerm. So wanneer ek en jy ingaan, ons het verlede week uitgegaan, hierdie week kom ons in. So wanneer ons inkom, dan kom ons in met meer toegewydheid, verdieping in ons geloofswandel, afhanklikheid teenoor hom, want hy is die bron van alle lewe. Ons kom met 'n gees van vreugde en passievol om wat te maak, om hom te dien, om hom te sê, Abba, dankie. Soos een van die Malaatse mans, wat omgedraai het. Hy maak 10 gesond, 1 draai om en hy kom, hy sê, Rabbi, ek moet net vir jou sê, baie dankie. Dankie dat jy my gesond gemaak het. Kyk hoe lyk ek. Ek het net nou nie so gelyk nie. So ek was daar, ek was uit, hulle het my uitgejaag, ek kon nooit inkom nie. Maar nou kan ek inkom. U het my gesond gemaak, baie dankie. En hy buig voor sy aangesig. En Yeshua sê vir hom, gaan toon jou voor die priesters, dat hulle jou rein kan verklaar, sodat jy weer kan inkom. Hy was uitgewees, hy is uitgesluit van wie melaatsheid, en toe hy inkom, so ek nogal daarvan gehou het, om te gehoor het, wat het weer daarna met hom gebeur? Het hy gaan getuig? Het hy met vreugde en passie sy lewe geniet, of het hy na 3 maande gesê, ag nee, ag ek wil nou nie, ek is nou weer daar, ek het nou weer hierdie geloofsinsinking, ek sien nie kans nie, ek wil onder 'n boom gaan sit, Vader kom vat my lewe. Het ek vergeet waar ek was? Ek was uitgesluit. Bly gesaam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 26, vers 16 tot 17. Vandag wie beveel vandag? Jotai Wafai, die almagtige Elohim, jou, om hierdie insettinge, en hierdie verordeninge na te kom, onderhoud dan, en doen dit, met jou hele hart, en met jou hele siel. Vers 17. Vandag, het jy Jotai Wafai die Almagtige laat verklaar, dat hy vir jou 'n Elohim sal wees, en dat jy in sy weë moet wandel, en dat jy in sy insettinge, en sy gebooie, en sy verordeninge moet hou, en na sy stem moet luister. Halleluja! Ek weet nie van jou nie, maar toe ek buitekant was, het ek dit gelees, en ek het besluit, ek gaan dit doen. Nou is ek is in die koninkryk, en ek leef in sy atmosfeer van sy teenwoordigheid, halleluja. En nou dat ek hierin leef, wil ek dit doen. Ek wil dit doen, want ek is verlos deur die bloed van die lam. Hy het my oorgebring van die dood na die ewige lewe. In hom, deur hom en tot hom het ek vandag die gawe van die ewige lewe. En ek wil dit doen. Daarom is ek gehoorsaam. Mense, nou het ons ingekom. Nou is ons in die beloofde land. En nou maak Vader melding. En hierdie is 'n belangrike reël. Hy maak dan 'n melding van, julle moet pas op vir geheime sondes, Deuteronomium 27. En asseblief, gaan lees die hele gedeelte, Deuteronomium 27. So wat is geheime sondes? 4 belangrike kategorieë. Nommer 1, dit is goed wat mense doen in die geheim. Dis mos 'n geheime sonde. Goed wat jy doen in die geheim. Ek skinder van iemand in iemand anders se oor. Ek doen dit in die geheim. 'n Geheime sonde is iets wat gedoen is,
wat nog nie geopenbaar is nie. 'n Geheime sonde is dit wat plaasvind, wat niemand van weet nie, en niemand sien dit raak, of niemand kyk nie. Dis ook 'n karakter van 'n persoon, wat betrokke is by geheime sondes. Mense, ek wil vandag vir jou sê dat Deuteronomium 27 is vir my een van die mees belangrikste morele hoofstukke in die totale woord van hoe ons moet optree wanneer ons ingekom het in die beloofde land. En hier lê die toets. En hierdie toets klop vandag aan elkeen se deur. Deuteronomium 27 wil ek jou vra om self te gaan deurlees. Gemaak vir jou spreadsheet. Gaan kyk hoe lyk jou lewe. Gaan toets jou lewe aan die hand van Deuteronomium 27, want die woord sê, vervloek is hulle in die volgende. Nou moet jy baie mooi luister. Hulle wat 'n beeld in die geheim opstel. Nou daar's organisasies wat dit doen, en ons weet presies wat se organisasies dit is. Hulle stel beelde op, en hulle bou dit, en mense kyk daarna, maar mense besef nie, in die geheimenisse, agter die beeld, is daar 'n okkultistiese, allegoriese betekenis, wat gekoppel word aan daai beeld, of selfs die simbole. Dis een faset. Die tweede faset, waarmee Vader nie tevrede is nie. Ek en jy kan 'n uiterlike, skynheilige manier hê van hoe om hom te dien. Maar hier binne het ons altare wat ons opgebou het in die geheim. Met ander woorde, daar's geraamtes in die kas wat ons wegsteek. Niemand weet daarvan nie. En daai goed benadeel jou. Daai goed verander jou besluite, jou emosies, jou menswees. En ons bou hierdie altare op, en ons bou dit in die geheim op, en niemand weet daarvan nie, en ons hou dit vas, en ons koester dit. Minagting van jou vader en jou moeder. Met ander woorde, as jy hulle glad nie respekteer nie. Nou stuur baie mense vir my boodskappe, maar respek word verdien. Jy's reg. Hierdie gedeelte gaan oor die minagting, gaan ontleed die woordjie minagting. Met ander woorde, ek voel vir hulle niks nie. Minagting kom van binne af, waar niemand dit sien nie. Met ander woorde, ek kan hulle nie hanteer nie, ek kan nie laat hulle voor my staan nie, ek haat hulle, maar voor hulle is ek een persoon. Maar hier binnekant, waar niemand dit sien nie, is daar minagting teenoor my vader en teenoor my moeder. Die verskywing van jou naaste se grenslyne. Dit kan in 'n transaksie plaasvind. Jy kan dit veroorsaak dat 'n transaksie plaasvind en of 'n transaksie misluk. Dus wanneer jy jou naaste se grenslyne skuwe in die geheim, en hy weet nie daarvan nie, en jy kry die grondgebied, geestelik gesien, doen ons dieselfde. Ons praat sleg van hierdie, ons praat sleg van daai, en jy beperk daai persoon se grenslyne, dat daai persoon nie kan uitbeweeg nie, want daai persoon word deur mense geetiketeer. Met ander woorde, jy het in die geheim 'n monster gemaak van iemand anders. Jy het geskinder van mense, jy het geskinder van jou pa en jou ma. Jy bring wig in tussen jou familie, tussen jou gesin, omdat jy skinder. Dit gaan oor geheime oneerlikheid en hebsug. Om 'n blinde van die pad af te mislei. Jy gebruik of jy misbruik iemand wat nie kan sien nie. Iemand wat nie verstaan nie. Iemand wat kwesbaar is. Iemand wat nie opgelei is in die area waarin jy opgelei is nie. En nou vat jy, ekskuus nou vir die Engels, advantage. Jy vat nou jou voordeel dat jy meer weet en jy bring 'n nadeel in daai persoon se lewe. Jy benadeel daai persoon. En die oomblik wanneer jy dit doen, sê die woord in Deuteronomium 27, jy is vervloek. Jy misbruik iemand se kwesbaarheid. En dit gebeur in vandag se tyd, mense, met die Bybel onder die arm. En ek weet so 'n bietjie meer as wat jy weet,
en ek sien jy is kwesbaar en ek gaan jou nou manipuleer met 'n finansiële transaksie, want jy sien ek het die Bybel onder die arm, maar ek weet iets wat jy nie weet nie, maar ek gaan jou in die geheim, gaan ek jou pakslag gee. Om die reg te verdraai teen die vreemdeling, teen die wees en die weduwee. Met ander woorde, jy gebruik jou mag teenoor mense wat min vermoë het om hulle self te verdedig. Met ander woorde, jy misbruik jou posisie om jou stempel af te druk, want ander mense is magteloos teenoor jou, want jy staan in 'n posisie. Daai, sê die woord, is jy vervloek. En die beste van alles is, ja, sê, ek sien hoe die magtelose behandel word. So as jy sleg behandel word deur mense wat bokant jou aangestel is, of selfs mense wat jou beheer met geld, dit kan ouers wees wat kinders beheer, dit kan kinders wees wat ouers beheer, dieselfde geld vir hulle. En dan 'n belangrike een, seksuele sondes met jou vader se vrou, met ander woorde jou eie ma. Seksuele perversiteit gebeur dikwels in die geheim. En dit word later op die dakke uitgeskreeu. Mense pas op daarvoor dit gebeur. En dan 'n uiters perversiteit wat vandag in die orde van die dag is, 'n seksualiteit met 'n dier. En Jahwe, die Almagtige, hy bepaal die grenslyne. Kan jy sien hierdie belangrike reëls wanneer ons inkom? Met ander woorde, ek kan dit ook doen op my telefoon. Ek kan kyk na pornografiese materiaal waar daar gemeenskap gepleeg word of perversiteit gepleeg word met 'n dier. En mense kyk daarna. Mense, die oomblik wanneer jy daarna kyk, word jy geassosieer met dit. Dan word jy deel. En die oomblik wanneer jy deel word, dan tree Romeine hoofstuk 1 in werking. En Vader sê, ek gaan julle oorgee aan julle vleeslike begeertes. Met ander woorde, jou begeertes gaan jou inhaal en jou verwoes. Vervloek is jy wanneer jy sulke goed doen. Die volgende een wat ek met jou wil behandel, is 'n onderwerp wat ek nou al baie keer behandel het in beradingssessies. En die woord sê, wanneer jy dit doen, is jy vervloek. En dis bloedskande met jou suster, of met jou halfsuster. En dit vind plaas in familieverband, in gesinsverband. En familieband maak sonde. Dit veroorsaak sonde wat nie aanvaarbaar is nie. En dit breek die totale familie. Seksuele verhouding met skoonmoeder. Dis weer 'n verborgde verhouding binne familieverband. En dit vind in die donker plaas, dit vind in die duister plaas, dit vind in die geheim plaas. Deuteronomium 27 vers 24. Om jou naaste in die geheim te slaan of dood te slaan. Hier sê die teks baie uitdruklik, in die geheim. Met ander woorde, skinder en kwaadpraat is net so erg as om iemand dood te gaan slaan. Om van iemand 'n monster te maak, wat hy of sy dalk is, of dalk nie is nie, maar dis nie jou plek om dit te gaan skinder en in die geheim agter toedeure van daai persoon te gaan skinder nie. Dis eintlik verborgde geweld wat sigbaar word voor die aangesig van Ja. Vers 25. Omkopery, om onskuldige bloed te vergiet. Met ander woorde, omkoopgeld en korrupsie word gewoonlik in die geheim gereël. Geld mag nooit geregtigheid koop nie. Kan nie. Geregtigheid is 'n karakterkondisie. Geregtigheid is 'n hartskondisie. Mense, ek het vanoggend met jou gepraat waarom ons by Menorah Tabernakel die Torah doen, die Torah lees, en ek neem kennis daarvan dat jy kennis geneem hoekom ons dit doen. Hoor gou wat sê Deuteronomium 27 vers 26. Vervloek is hy wat die woorde van hierdie Torah, die woorde van die wet, nie hou om dit te doen nie. Mense, so Deuteronomium 27 praat oor die oprig van 'n geheime afgod, wat ons in ons huise inbring, uiteraard, en ook in ons tabernakels inbring. Dan praat hy oor ons besigheid, hy praat oor kwesbare mense, hy praat oor seksualiteit, dan geweld, dan korrupsie, en hy eindig by ongehoorsaamheid aan die Torah. Wat vir my hartseer is, en ons sien dit nie raak nie. Die woord sê vervloek is hulle. En wanneer ons betrokke is met hierdie goed, en ons bin, dan wonder ons maar, Appa, hoekom antwoord U nie my gebed nie?
Dan kom die antwoord, maar my kind, ek het jou ingebring, ek het jou gebed beantwoord, ek het jou ingebring in my koninkryk, ek het jou ingebring waar jy vandag is, het ek toegelaat om jou in te bring, om jou te seën. Want dis die goed waarmee jy besig is. Ek kan nie teen my woord optree nie. En nou kom Lukas hoofstuk 12 vers 2 tot 5 in werking, en dis die gedeelte wat in die evangelies geopenbaar word in terme van hierdie Torah gedeelte 50, Kitafu. Lukas 12 vers 2 tot 5. Kom, ek kan jy lees dit. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ook al jy in die donker doen of in die geheim doen, hoor my, dit gaan uitbasyn word op die dakke. Hier kom bevestig die woord, vers 3. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En wat julle in die oor gepraat het in julle binnekamers, in die geheim, sal op die dakke verkondig word. Jy gaan staan met 'n rooi gesig, jy gaan jou kop laat sak in skaamte. Jy moet klaar kry daarmee. Vers 4. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om julle in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Want daai woorde word geopenbaar in Matteus hoofstuk 7, waarin Yeshua sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Mense, en nou kom ons by, wat my aanbetref, een van die mees belangrikste hoofstukke in die totale woord. En dit is Deuteronomium 28. En onmiddellik wanneer ek praat oor Deuteronomium 28, gaan jy my sê, Frik, ek ken hom. Dit gaan oor seëninge en dit gaan oor vloeke. Ek wil nie vandag daarop fokus nie. Deuteronomium 28 gaan oor die grootste bewys van seën. Is nie noodwendig dit wat jy besit nie. Die grootste bewys van seën gaan oor jou gehoorsaamheid. Met ander woorde, kan Ja jou met meer vertrou? Kan hy jou vertrou wanneer jy aangestel word, wanneer jy meer invloed het? Kan hy jou vertrou wanneer daar meer geld betrokke is in jou lewe? Kan hy jou vertrou met 'n platform soos wat ek nou met jou praat? Frik, kan hy jou vertrou met hierdie platform? Gaan jy die waarheid verkondig? Of gaan jy 'n dwaalleer verkondig? Frik, kan hy jou vertrou met sy woord? Kan hy jou vertrou met die bediening? Kan hy jou vertrou wanneer hy vir jou 'n antwoord moet gee op jou gebed? En ek lees die gedeelte Deuteronomium 28 en ek maak 'n paar somme. Ek hou daarvan om partykeer somme te maak, soos byvoorbeeld 28. 2 is die verhouding, 8 is die nuwe seisoen. So 2 gaan oor 'n verhouding tussen my en my hemelse Vader, en 8 gaan oor die seisoen wat aanbreek van weer die verhouding wat ek het met my hemelse Vader. Maar 2 is ook die verwysingsraamwerk van 'n verhouding wat ek het met my medemens. So ek moet Jotai Wafai lief hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand en my naaste soos myself. En dis die verteenwoordiging van 2. Nou begin ek somme te maak. Ek maak toe somme in die boek van Deuteronomium. Daar is 68 verse. Daar is 676 Hebreëse letters in Deuteronomium 28. Ons is in die jaar 26. 26 maal 26 gee vir jou 676. Die beskrywing van 676 beteken ook naaktheid en dit beteken om blind te wees. Nou daai blindheid en naaktheid gaan gepaard met ongehoorsaamheid. Die naam van Jod-Hei-Waf-Hei, Jod-Hei-Waf-Hei, 10-5-6-5, is ook 26. So sy naam word beklemtoon in Deuteronomium 28. So Deuteronomium wys vir ons dat wanneer ons gehoorsaam is en nougeset wandel in sy instruksies, in sy verordeninge en dit doen, dan sal ons geseënd wees. En hy koppel sy naam aan die seëninge
Vers 15, maar wanneer ons dit nie doen nie, dan kry ons uiteraard die teenkanting. Kom ek lees gou vir jou Deuteronomium 28, vers 58 tot en met 61. Lees saam met my as jy jou woord het, asseblief. As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou, wat in hierdie boek geskryf is, om die heerlike en die gedigte naam Jotei-Waffe jou Elohim te vrees nie. Kan jy sien hoe gaan dit oor sy naam? Vers 59. Dan sal Jotei-Waffe die Almagtige oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring. Groot en aanhoudende pla en kwaadaardige en aanhoudende siektes. Vers 60. En hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe. Vers 61. Ook allerhande siektes en allerhande pla wat in hierdie boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, die sal Jotei-Waffe die Almagtige teen jou laat opkom totdat jy verdelg is. Ja. Mense, ek is genadeloos, sprakeloos as gevolg van hierdie skrifgedeelte. En 676 beteken om blind te wees, as ook om naak te wees. En as ek vandag na die moderne mens kyk, en ek sien die allerhande siektes, en ek sien die pla, en ek sien die kwale, en ek sien die buitengewone pla, en die kwaadaardige aanhoudende siektes, dan wonder ek, waarmee is ons besig? Dan wonder ek, waarmee is ons kerke besig? Want hier is die woord baie duidelik, in vers 61, ook allerhande siektes, en allerhande pla, wat in hierdie wetboek nie geskrywe is nie, die sal Jotei-Waffe die Almagtige teen jou laat opkom, totdat jy verdelg is. En die rede waarom mense nie hierdie instruksies ter harte neem nie, want hulle vrees hom nie. Hulle vrees nie die Almagtige verbondsgod nie. Hulle doen nie. En wanneer jy jou inbring, dan word jou hart getoets. My vraag vanoggend aan jou tydens hierdie Shabbatdiens, hoe lyk jou hart? En dit bring my by Jesaja hoofstuk 60. Jesaja kom en hy maak ons wakker, hy skud ons, hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom. Staan op en word verlig. Jy wil nie dat hierdie goed oor jou lewe moet kom, in terme van Deuteronomium 28 nie. So Jesaja kom en hy sê, ouens, staan op en word verlig, want die duisternis gaan hierdie aarde oordek, maar ek en jy moet opstaan, ons moet wandel, ons moet sy naam vrees. Is die heilige. En vandag, 2026, sien ek en jy, ons sien die verwarring, ons sien die morele verval, ons sien die kompromie, ons sien die korrupsie, ons sien die ongeregtigheid, die onregverdigheid. Ons sien die waarheid wat verdraai word in ons kerke, van ons kansels. Ons sien mense wat nie meer weet wie hulle is nie. Ons sien families, gesinne verbrokkel. Ons sien die orde van word gebreek. Jesaja kom en hy sê, staan op, word verlig. Maar ons raak paniekerig, en ons wandel in duisternis. En die woord kom en hy sê, staan net in hemelsnaam op. Moenie toelaat dat die donkerte jou omring nie. Moenie toelaat om in die geheim goed te doen wat teen sy reëls is nie. Hy het jou ingebring. Wees gehoorsaam aan dit wat hy vir jou gee. As jy dit nie doen nie, vervloek is jy. Ons kan nie langer soos hierdie wêreld lyk nie. Ons kan nie. Die wêreld is op soek na hom en hy kyk na my en jou. Meer waarheid, meer integriteit, meer gehoorsaamheid, meer karakter, meer selfbeheersing, meer van sy orde in my lewe, in hemelsnaam. Halleluja. Jesaja 60 vers 3.
As ons dit kan doen, wat ek nou so pas vir jou gesê het, staan op, kry klaar met dit. Kry klaar met dit wat die woord ons teen waarsku in Deuteronomium 27 en 28. Kry klaar met dit. Dit wat ek nou met jou deel, hierdie is eindtyd, mense. Die nasies sal na jou lig toe kom, Jesaja 60 vers 3. Nie na godsdienst toe, nie na argumente toe nie. Och, hemel, ek het weer 'n klomp argumente hierdie week gehad. Waar mense God wil speel in ander mense se lewens, om uitdruklik vir hulle te sê, dit maak nie saak hoe jy bid, en hoe jy sing, en wat jy doen nie, sy genade is nie genoeg vir jou nie, jy is buite, jy's verdoem. Maak nie saak jy probeer eers nie. Hoe kan ek God speel in ander mense se lewens? Help my. Word verlig. Die nasies sal na jou toe kom. Nie na godsdienst of na argumente toe nie, maar na jou lig. Wat straal jy uit? Sy karakter of die goed wat in die geheim gedoen word? Mense, die lig moet gesien word. Wat sien mense wanneer hulle na my kyk? Frik, jy raak opgewonde. Ek weet ek raak opgewonde. Want hierdie goed is my belangrik. Want ek sien die boodskap en ek sien waarmee mense besig is. Wat sien mense wanneer hulle na my kyk? Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk? Nie wanneer ek Shabbat hou, wanneer die tafel gedek is en die kersies brand en ek haal die brood uit en ons drink die druiwesap en ons hou die verbondsmaal. Nie dan wanneer sien mense my nie. Wanneer sien mense my wanneer ek in die openbaar met mense praat? Wat 'n lig dat ek skyn. Hoe behandel ek Amelia, my vrou? Hoe behandel ek my man? Hoe behandel ek my vrou? Hoe hanteer ek my geld? In terme van hierdie Torah gedeelte, die eersteling. Hoe hanteer ek dit? Hoe reageer ek wanneer iemand my sleg behandel of verkeerd behandel, wanneer iemand my verkeerd opvryf? Hoe hanteer ek dit dan? Hoe hanteer ek? Hoe leef ek? Hoe openbaar ek myself wanneer niemand kyk nie? Word sy orde, word sy koninkryk dan sigbaar in my? Of straal ek duisternis uit? Die ware toets is wanneer ek en jy ingekom het. Wanneer Vader ons gebede beantwoord het. Wanneer dit goed gaan met ons. Wanneer alles gemaklik is. Ek is nie meer in my geloofsone nie. Ek is nou in my gemaksone. Die toets kom in dan wanneer niemand kyk nie. Dis die toets. Nou vra ek vandag op hierdie pragtige Shabbat, slaag ek en jy die toets? Dit gaan oor integriteit. Dit gaan oor ons karakter. Wie is ek in die donker? Wie is ek wanneer niemand my monitor nie? Wie is Frik agter geslote deure? Wie is ek? Hoe praat ek wanneer ek kwaad word? Hoe tree ek op wanneer geld betrok is, wanneer ek 'n transaksie moet doen? Wie is ek dan? Wie is ek wanneer ek nie my sin kry nie? Wie is ek wanneer ek erkenning moet gee, en ek is te bang om erkenning te gee, maar net nou is hulle beter as ek, nou kry hulle 'n groter handeklap as ek, hoe tree ek dan op? Wat ek uiteindelik sê is dat, wanneer Yeshua in my kom, dan kom die lig outomaties. En as lig in my kom, en daar's donker plekke in my lewe, dan moet ek tot bekering kom, dan moet ek teshuva, dan moet ek terugkeer na hom. Mense, ek wil afsluit. Dankie dat jy ingeskakel was, en dankie dat jy ingeskakel bly. Ek waardeer dit, en dankie dat jy saam met my opgewonde is oor hierdie boodskap. Hierdie boodskap, Kitafu, wil ek in 4 gedeeltes opdeel, en dan wil ek afsluit. Nommer 1, skryf neer. Onthou. Moenie vergeet, waarvandaan jou gebring het nie. Moenie vergeet, wat hy reeds in jou lewe vir jou gedoen het nie. Moenie die land binnegaan en vergeet van die een wat jou in die wildernis gedra het nie. Nommer 2, luister. Moenie geld jaag nie. Moenie rykdom jaag nie. Oomblik wanneer jy geld en rykdom jaag, sal dit van jou weghardloop. Moenie seëninge jaag nie. Jaag gehoorsaamheid. Luister na sy woord. Doen sy woord. Luister na sy stem. Gehoorsaamheid is baie beter as enige geld in hierdie wêreld. Dis beter as die gemak
van offers. Nommer 3. Skyn. Skyn in hierdie wêreld. Staan op. Laat jou lig skyn en die nasies sal na jou toe kom. Die wêreld hier buite het nie nog 'n godsdienstige opinie nodig of nog 'n geestelike argument nodig nie. O nee, dis nie hoe julle die name van Jod, hy, Waf, hy spel nie. Julle moet dit so spel en julle moet dit so uitspreek. Die wêreld het nie nog argumente nodig nie. Derdens, skyn. Skyn vir sy koninkryk. Die wêreld is op soek na 'n lig. En daai lig moet my en in jou verteenwoordig. En daai lig is vervat in die menorah. En die menorah is die aanduiding van ons erfenis. En dis opgeteken in Jesaja 11 vers 2. Die wêreld moet 'n volk kan sien in wie Ja se orde sigbaar geword het. Vierdens, laat sy lig binnekom. Moenie net die duisternis veroordeel nie. Vra, Abba, is daar iets in my lewe wat nog donker is, waar U nog moet inkom? Abba, hoe lyk my hart? Is al my hartskamers verlig? Hoe lyk my emosies? Hoe lyk my optrede? Hoe klink my woorde? Abba, watter gedeeltes in my lewe is nog vasgeval in geheime? In watter areas in my lewe is daar duisternis? Want waar woon Satan? Hy woon in duisternis. So Kitafu, Torah gedeelte 50, beteken wanneer jy inkom. Daar's 'n tyd om uit te kom, daar's 'n tyd om in te kom. En wanneer jy inkom, is daar spesifieke reëls en regulasies wat ek en jy van moet kennis neem. Ons kan nie maak en doen soos wat ons wil, soos in die boek van Rigters nie. En wanneer jy jou ingebring het, kom daar 'n nuwe verantwoordelikheid. En ek wil vanoggend die vraag vra, is jy bereid om daai verantwoordelikheid op te neem? Die vraag is nie net, het hy my verlos nie? Die vraag is, wat doen ek nou, nadat hy my verlos het? Nadat ek die gawe het van die ewige lewe, wat doen ek nou? Wat doen ek nou? Mense, ek onthou hierdie jaar toe ons Pesach gehad het op die plaas, toe sê ek vir die mense op die laaste dag, mense, die grootste gevaar nou, is nie die duiwel nie, is nie jou familie nie, is nie jou vriende wat vir jou gaan sê, hoorie, waar kom jy nou vandaan nie? Dis nie die grootste gevaar nie. Die grootste gevaar nou, teen volgende week, het jy vergeet wat hier gebeur het. Volgende week, of dalk die week daarna, het jy vergeet wat Vader nou vir jou gedoen het op hierdie plaas. Ek kan sien, julle is veranderd. Ek kan sien die transformasie plaasgevind. Ek kan sien, daar's lig wat skyn. Wat doen jy volgende week, wanneer jy terug is by jou huis? Kitafu sê die volgende, moenie vergeet, wanneer jy ingekom het nie. Bring jou eersteling. Onthou jou verhaal, van waaraf jy kom, van waaraf het hy jou uitgebring. Kitet sê, van waaraf het hy jou uitgebring. Nou het hy jou ingebring, moenie vergeet nie. Luister na sy stem. Dra sy naam. Laat jou lig skyn, omdat sy genade jou ingebring het. Nou moet jou lig skyn en sy orde in jou lewe verteenwoordig. Mense, nou wil ek afsluit met hierdie groot, belangrike vraag. En nou moet jy die vraag antwoord. Maar moenie my nou dadelik antwoord nie. Antwoord my oor 2 weke. Hy het my en jou ingebring. Hy het vir ons sy reëls gestipuleer. Hy het vandag vir ons kom sê wat hy van ons verwag. Wat ons moet doen. Nommer 1, moenie vergeet nie. Laat sy lig skyn. Moenie vergeet van waaraf jy kom nie. Nou kom die heel belangrikste vraag. Kan hy jou vertrou nadat hy jou ingebring het? Nadat hy jou gebed beantwoord het? Nadat hy vir jou deurgekom het? Nadat jy gemaklik is, kan hy jou nou vertrou. En dis hierdie Torah gedeelte, Kitafu, dat ek en jy hom sal verteenwoordig in die goeie tye, maar ook in die slegte tye. Want ons het ingekom deur sy genade, deur sy liefde en sy teenwoordigheid. In die naam van Yeshua en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Ek wil asseblief
saam met jou bid. As jy my toelaat dat ek saam met jou kan bid, sal ek dit baie waardeer. Asseblief, Hemelse Vader. U is die verbondsgod, ja. U is die Heilige van Israel. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Ek wil vandag vir u kom dankie sê. Dankie vir die woord wat met ons geesmens kom praat het. Dankie dat ons vandag kan besef, ons het te maak met u wat heilig is en dat ons u weer sal vrees. Abba, bid in hierdie môre dat u met elke persoon sal wees wat ingeskakel was op hierdie kanaal. Elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. Dankie dat u vir ons 'n nuwe seisoen kom gee. Dankie dat u deure oopmaak. Dankie dat u die herstel bring. Dankie dat u ons kom plaas op die vooraand van 'n nuwe seisoen. Maar dankie dat ons kan besef dat ons is in die maand van Elul. Die koning is in die veld en dat ons gereed sal wees om u te ontmoet. En die vraag van môre is, Abba, en ek vra die vraag deur u genade, dat ons nie sal vergeet met wie het ons te maak nie, dat ons nie sal vergeet wat u vir ons gedoen het nie. En kan u ons vertrou waar ons nou is? Ek bid vandag, Vader, vir die leiding van die Heilige Gees. En ek roep u naam uit dat ons sal wandel in die spore van geregtigheid, terwille van u naam. En ons vrees u naam. Ons meld aan op hierdie Sabbat. En ons verklaar, u naam is heilig. Ons verklaar, ons vrees u. Ons meld aan vir gehoorsaamheid. Ons wil dit doen wat vir u welbehaaglik is. Ons wil die lig wat u in ons kom plaas het, wil ons kom laat skyn in 'n donker wêreld. Wanneer ons ingekom het, wil ons so optree dat u ons kan vertrou. En Vader, dit wat ons vandag behandel het in Deuteronomium 27 en 28, dat ons nooit dit sal doen, waar ons die verkeerde kant van u sal sien nie. Help ons, ons het u nodig, asseblief Abba, rig ons, lei ons, in u weer, dat ons weer gehoorsaam sal raak aan u stem, dat ons sal opstaan, as u lig wat skyn in 'n donker wêreld, sodat die nasies na ons lig toe kan kom, nie ons nie, u wat in ons skyn, u wat deur ons skyn, asseblief Abba, staan op, en word verlig, want jou lig kom, dis wat die woord sê, dat ons dit sal wees, wat vir u welbehaaglik en aanneemlik sal wees, voor u aangesig. Abba, dis my gebed en dis my roepe, en ek bid dit in die wonderbare naam van Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie, kan ek jou seën, uit die boek van Numeri, hoofstuk 6 vers 24, en geseënd is jy op hierdie Shabbat, net die feit, dat jy alles op sy geskuif het, net die feit dat jy alles gelos het, en jou tyd vandag gespandeer het op Shabbat, Jesaja 58 vers 13 en 14, die mond van Ja het gesê, ek sal jou laat ry op die hoogtes van hierdie aarde. Halleluja, prys sy wonderlike naam, kom ek seën jou. Vader, nou seën ek hierdie volk, elke man, vrou, seun en dogter, dat die aangesig oor hulle sal skyn, asseblief Abba, en vir hulle die vrede gee wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Abba, bid nou dat die aangesig oor hulle verhef sal word, dat jy lankmoedig en genadig en geduldig met hulle sal wees. En Vader, u woord sê, wanneer ons die volk so seën, dan sal u hulle seën dien ooreenkomstig. En dis my gebed en dis my roepe. En ek dank u daarvoor in Yeshua se naam. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike en heilige naam. Mense, baie dankie, Frik Weideman, tot 'n volgende keer, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.